Goeiedag luisteraars, ek deel graag vandag met julle oor 'n baie bekende gedeelte. Hoe hoor jy die Here se stem? Abba Vader, dankie dat ons vandag weer in U teenwoordigheid kan kom en hoor wat U vir ons elkeen op U hart het, sodat ons in die volheid kan kom wat U vir ons het en wat U vir ons beplan het. Heilige Gees, U is so welkom. Here, help my, anoint my asseblief om die presiese woord te bring wat U in gedagte het. Leer ons om U stem duidelik te hoor. Ons bid vir nuwe ore, nuwe oë, nuwe harte, om U aan te raak, soos wat Maria U aangeraak het. Ek bid U volmaakte liefde oor elkeen, wat elke juk verbreek. Laat elkeen bewus wees van U teenwoordigheid, waarmee U ons embrace. Ons loof en prys U wonderlike naam, ons koning van alle konings, in Jesus naam, amen. Hoe hoor jy die Here se stem? Kan ek die Here se stem met my hoor praat? En as hy met jou praat, hoe herken jy sy stem tussen al die stemme wat jy hoor? Ons behoort God se stem te kan hoor, nie net as ons Bybel lees nie, maar ook as hy hier binne met jou praat. Dit is God se begeerte vir elkeen van ons om sy stem te hoor. Die Here leer ons op die regte maniere en plekke om te luister. Punt 1. Leer om stil te word in sy teenwoordigheid. 2. Stadig maar seker, begin met 'n spontane liefdesverhouding met jou Here te ontwikkel. 3. Om oë en ore te ontwikkel wat leer om hom raak te sien en raak te hoor. En dan nog 'n punt 4, om neer te skryf wat hy sê. Ons is op soek na sy stem, dan vind ons 'n persoon. Ons soek na leiding, dan vind ons 'n herder. Ons soek na die wil van God en 'n lewende persoonlike verhouding met die Seun van God. Deur die werking van die Heilige Gees begin ons ervaar. 'n twee-rigting gesprek tussen God en sy mense. Dis 'n restaurasieproses. Nie soseer die soeke om God se stem te hoor nie, maar om eerder 'n honger om die woord te leer ken. Jy leer dit. Hy leer jou sy gawes, hoe om dit te gebruik. En die doping, die salwing met die Heilige Gees, om gedoop te word soos 'n kind te gehoorsaam. Begin van 'n nuwe liefdesverhouding tussen jou en die Here. Die sleutel om God se stem te hoor, Habakuk 2 vers 1 en 2, waar vers 2 vir ons sê, skryf die gesig op en grafeer dit op die tafels. Kom ons weer by 4 punte. Ga na 'n stil plek en word stil in jou emosies en gedagtes. 2. Leer om God se stem hier binne te erken. Hoe klink dit tussen die ander stemme? 3. Leer om deur drome en visioene God se wil vir jou lewe te ontdek. Nommer 4. Skryf deur die hele proses neer wat jy hoor en wat jy sien. Ons moet God se stem uitken tussen ten minste 3 ander stemme. God se stem, Satan se stem, my eie vlees en begeertesin. Die luisterproses, die betroubaarste, is die woord van God. Vul jou hart en gedagtes met die woord. Heilige Gees sal presies skrif openbaar as ook stories, principles, beginsels, dit wat jy nodig het. 'n nederige, leerbare gees, wat bevry is van arrogansie en eiesinnigheid. Laat dit wat jy neerskryf binne die liggaam van Christus getoets word deur geestelike raadgewers of mentors of leiers. En dan onthou die Bybelse reël wat ons in Romeine 12 vers 3 en 4 vind, dat God net aan jou openbaar waarvoor hy vir jou verantwoordelikheid en autoriteit gegee het. Maar 1 Petrus 5 vers 8 sê vir ons, Satan is listig
Ons weet waar daar geskryf staan, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Nou die begeerte van God se hart is om elke oomblik van die dag in 'n intieme, persoonlike liefdesverhouding met sy mense te wees, waar daar maksimum liefdeskommunikasie is. Ons sien dit oral in die Bybel. Ons kyk eers in die tuin, Genesis 3 vers 8, wys hoe God laatmiddag by sy mense 'n koppie tee kan kom drink, net om te gesels. Hier het ons te make met die hart van God. Deuteronomium 5:22 tot 31, ons is so baie keer met soveel minder as dit tevrede. In plaas daarvan 'n persoonlike in die oë kyk verhouding met God, is ons tevrede met 'n lysie wette, terwyl Romeine 3 en 6 dit uitspel, dat die uiteinde van so wettiese lewe veroordeling, depressie, onvergewensgesindheid en uiteindelik die ewige dood is. Ons is tevrede dat daar heeltyd 'n tussenganger, soos byvoorbeeld Moses, 'n pastoor, tussen ons en God staan, wat namens ons by God moet hoor wat sy planne vir ons is. Kinders van God word elke dag persoonlik gelei en begelei deur die Gees van God. Dan kyk ons nog 'n voorbeeld, Dawid, 'n voorbeeld van so 'n liefdesverhouding tussen God en die mens. Kyk in Samuel 1:17, Dawid en Goliat, God gee vir hom die moed van 'n staffie, en dan in 2 Samuel 6, waar hy voor die ark gedans het. Luister na al die emosies in sy verhouding met God, soos ons dit hoor in die psalms. As hy sy sonde voor God bely, wat jy kan gaan lees in Psalm 51, as hy sy vrees bely in Psalm 142, en as hy sy vreugde in woorde oorsit, Psalm 145 vers 1 tot 3. Dan kyk ons nog 'n voorbeeld in Jesus se lewe, die intieme persoonlike liefdesverhouding tussen hom en die Vader. 'n Fyn sensitiwiteit vir die hoor van die stem van God en die sien van die visioene en drome van God. Dan kyk ons nog 'n voorbeeld. Martha en Maria, wat ons kan gaan lees in Lukas 10 vers 38 tot 42. Martha dink die Here verlang van haar om 'n goeie gasvrou te wees. Daarom hardloop sy vir ure rond om die vleis te slag, brood te bak en groente voor te berei. En eintlik verlang die Here net een ding, om heeltyd in sy direkte teenwoordigheid te kom en net te kom sit en met hom te gesels. En dan kyk ons by Openbaring 19 vers 6 en 7, 'n absolute huweliksfees. Ons, die toekomstige bruid van Christus, die verlovingstyd met ons verloofde. Die hart van die tyd is gesels, gesels, gesels. My skape hoor my stem. Die diepste begeerte van God is om 'n intieme, persoonlike verhouding met elkeen van ons te hê, te kuier by sy voete te sit en met hom te gesels. Dis 'n liefdevolle verhouding met 'n liefdevolle God Vader in Christus Jesus deur die werking van die Heilige Gees. Hebreërs 4 vers 12, die woord van God letterlik in jou lewe inspreek. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Gebed is om met God te praat en om te hoor praat met jou. Dan kyk ons in Johannes 10, 'n verhouding tussen die herder en sy skape. Dis om dag vir dag deur te bring in the presence van jou herder. Leer ken en vertrou jou herder. Sy stem herken jy tussen al die ander stemme en om te leer om met vertroue te gehoorsaam en te luister. Hoe meer tyd jy in die teenwoordigheid van Jesus Christus deurbring, hoe makliker sal jy sy stem uitken. Bybelfigure wat gereeld baie duidelik God se stem gehoor het, was byvoorbeeld Elia. In Jakobus 5:17 sien ons hy was maar
net soos een van ons. Om sy stem te hoor is nie vir supergelowiges nie. Dit is vir ons almal bedoel. Romeine 8:9 God self is nou by ons en in ons elke oomblik van die dag deur die Heilige Gees. Hy het ons helper geword, Parakletos in Grieks. Hy herinner ons aan alles wat Jesus gesê en gedoen het. Hy gaan aan ons openbaar wat reg en verkeerd is. Hy is ook soos 'n moeder wat ons wil troos, bemoedig, salf en verpleeg. Nou die mens is gees, siel en liggaam. Jou geesmens, die intuïsie, gewete, is die ontmoetingsplek tussen ons en God. Daar waar God in ons kom, daar waar God in ons kan tabernakel. Romeine 8:16, die Heilige Gees in gees of met ons gees saamgetuig dat ons kinders van God is. Nou die liggaam is die fisies, die chemiese gedeelte van die mens. Baie keer beleef ons die Heilige Gees se stem in ons as 'n spontane gedagte of intuïtiewe gedagtes wat by ons is, in ons siel dus, dit is wat in ons siel dus opkom. Ons is so rasioneel ingestel en dit veroorsaak dat ons doof is vir God se stem. Nie omdat God nie met ons praat nie, eerder dat ons hom nie herken nie. God praat deur die Heilige Gees heeltyd hier binne in ons, 'n gees tot gees gesprek. Hoe kan ek verseker wees dat ek werklik die Here se stem herken? Efesiërs 5:18 Laat die Heilige Gees julle vervul. Bely elke sonde waarvoor die Heilige Gees jou oortuig in die teenwoordigheid van God. Maak 'n lys van mislukkings, behoeftes in jou lewe en vra Christus se voorsiening daarvoor. Honger en dors na die volheid van die Heilige Gees, soos Johannes 7:37-39. Buig voor Christus as Here in elke area van jou lewe, Romeine 6:11-13. Bid dat die Heilige Gees jou hele lewe sal vervul en glo God het dit vir jou gedoen. Hoe lei die Heilige Gees ons? 1. Deur die woord van God, Efesiërs 6:17 wat praat van die swaard van die Gees. Punt 2. Hy lei ons deur die getuienis van die Gees self in jou, Psalm 37:4. Hy lei jou deur visioene, deur drome, deur profeseë, Handelinge 16:6-10. En selfs die 4de punt, deur donkies, Numeri 22 en omstandighede. Deure wat toegaan of oopgaan, byvoorbeeld as ons kyk na Jonas se lewe. Nou, hoe herken ek God se stem? God praat direk met my gees binne in my, jou intuïsie. 1 Korintiërs 1:18, wat vir ons sê van 'n hart tot hart gesprek met God. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. 'n nuwe hart, nuwe oë, nuwe ore, 'n nuwe wil is noodsaaklik. Eers dan het ons 'n intuïtiewe aanvoeling vir die stem van God. Dan kan ons sien wat God sien. Dan kan ons ervaar wat God ervaar. En dan kan ons kies wat God wil hê jy moet kies. Nuwe 5 sintuie wanneer die Gees van God ons wederbaar, ons 'n nuwe hart gee. Herken spontane idees, woorde, visioene, drome en gedagtes wat by jou opkom. Daar's 4 stemme om te onderskei. Die stem van jou eie vlees of begeertes, Jakobus 1:14. 2. Die Heilige Gees se stem, Markus 13:11. 3. Die bose gees se stem, 2 Korintiërs 11:3. Dan 4. Die stem van die gemeenskap rondom jou.
En dan kom ons by toets jou gedagtes. Toets hulle aan jou karakter. Onthou, Satan is die aanklaer, hy is die teestander. Die Heilige Gees is jou advokaat, hy is jou helper, hy is jou trooster, hy is jou onderwyser, hy is jou skepper. Toets jou gedagtes aan die Bybel. Toets dit elke oomblik aan die Bybel. Toets dit aan die mening ook van geestelike leiers of mentors. Spontane gedagtes, drome, visioene, klop dit met die woord van God. Beleef jy vrede hier binne, Kolossense 3:15. En dan wat sê die stemmetjie hier binne in my? Daardie stemmetjie wat jy hoor, klop dit met die woord. Realiseer dit. Bevestig dit, Here, deur u wonders en tekens. Jy kan nou daardie broodjie en die sappie regkry vir communion. Die broodjie wat spreek van Jesus se liggaam, wat vir jou aan die kruis verbryseld is, dat jy gesond kan word. En die sap, sy bloed wat vir jou gevloei het, vir die vergifnis van jou sondes. Behalwe om weergebore te wees, is 'n gesonde liggaam en 'n gesonde denke een van die grootste seëninge wat jy kan hê. Communion is God se kanaal van genesing en heelwording. Neem nou sy liggaam in. Dankie Vader vir u seun Jesus Christus. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, van ons kop tot die voetsole. Elke sel, elke orgaan, elke funksie van ons liggaam is nou genees, gerestoor en vernuwe in Jesus naam. Neem nou sy bloed, die sap, wat sondevry is, siektevry is, armoedevry is, in u bloed. Ek is vergewe van al my sonde en geregverdig deur sy bloed. Dankie Jesus vir ons geregtigheid in u, genesing en heelwording en voorsiening. Dankie Abba Vader, dat u ons so lief het. Amen.